Boedelbeplanning en testamente. Baie mense wil nie daaraan dink nie, hulle wil dit nie doen nie en hulle wil dit nie doen nie vir 'n paar verskillende redes. Eerstens dink mense ek is te jonk vir boedelbeplanning en ek is te jonk vir 'n testament. Jy is nooit te jonk vir boedelbeplanning of 'n testament nie. Boedelbeplanning mag miskien nie op jou van toepassing wees nie, want jy is nog nie getroud nie, die kinders nie, die skuld nie. So dit mag miskien nie nou nodig wees vir jou nie, maar jy kan dit nog steeds doen om te weet wat in die toekoms dalk behoeftes sal wees. Nommer 2, die testament is definitief van belang, want ek gee nie om wat jy het nie, al het jy net jou eie iPhone en jy wil seker maak dat enige iemand spesifiek om moet kry, dan moet jy dit iewers te gaan spesifiseer, want jy wil seker maak, indien jy op 'n baie jong ouderdom tot sterwe kom, dat die mense aan wie jy iets spesifieks wou nalat, wel sal kry wat jy graag aan hulle wou nagelaat het. Boedelbeplanning is net vir die ryk mense. Wat is ryk mense? Is jy ryk as jy R10,000 het? Is jy ryk as jy R1,000,000 het? Is jy ryk as jy R10,000,000 het? Dit maak regtig waar nie saak nie, maar die oomblik wanneer jy bates het, wat jy graag wil nalat aan iemand, is dit van absolute belang, dat jy wel die testament het wat dit spesifiseer, en die boedelbeplanning laat doen om seker te maak dat daai bate of bates beskerm is indien jy tot sterwe sou kom. En derde ding is, ek het 'n prokureur nodig om die dokumente op te trek. Jy het nie. Enige persoon kan hulle eie testament optrek solank as dit reg opgetrek word en deur getuies geteken word en dit in die hande gekry kan word. Jou finansiële adviseur kan dit doen, jou bank kan dit doen, jou accountant kan dit doen. En laastens, as ek tot sterwe kom sonder 'n testament, dan kry die staat my bates. Nee, dit is nie so nie. Indien jy tot sterwe kom sonder 'n testament, dan is daar 'n spesifieke orde in wie erf en hoeveel word geërf deur die mense. Maar dit gaan nie na die staat toe nie. So dit is eers jou eggenoot, dan is dit kinders, dan na dit is dit ouers, dan is dit broers en susters. So daar's so 'n hele paadjie van wie erf. Die probleem is dat heel waarskynlik gaan mense erf wat jy nie wil hê moes erf nie. Dit is slegs as ons deur hierdie hele paadjie gewerk het van mense wat erf as jy in te staat sterf. En niemand is oor nie. Daar is niemand om van jou te erf nie. Dit is die enigste tyd wat jou bates na die staat toe sal gaan. So doen jouself 'n guns, stel 'n testament op, laat jou boedelbeplanning doen en jy kan rustiger slaap. Alles van die beste. Bye bye.